Aitsa, episode 2 van die Numinous Expedisie is hier. Robin en Jolandi gesels meer oor hulle Matches on the Map projek en planne vorentoe. So Matches on the Map is basies om ons wil daai matches op die map sit. Die probleem met Afrika en Asië is dit nou 64 lande totaal is. Europa nie so groot nie, maar jou probleem is etnisiteit speel 'n baie groot rol om 'n match te kry. Soos byvoorbeeld jou ancestry, waar jy vandaan is. So as byvoorbeeld 'n Namibiese persoon bloedkanker moet opdoen, dan gaan hulle match heel moontlik net in Namibië kan kry. Omdat dit hulle beste kans is in Namibië. So op die oomblik is daar so 80,000 mense opgeteken in Suid-Afrika, maar in Namibië is ons nou hier by 800. En net om jou 'n idee te gee vir die nommers, 'n blanke persoon het byvoorbeeld 1 in 100,000 kans om 'n match te kry. Dis al klaar lekker skaars. En enige ander ras deur die hele wêreld begin by 1 in 400,000. Jy kan net imagine as jy nou hier gesit het, bloedkanker gehad het, 400,000 mense om ons, net een persoon wat jou lewe kan red. Jy kan imagine hoe baie mense moet op daai databasis opgeteken word vir dit om 'n verskil te maak. So dit is ons missie. Ons wil die dinge begin hierso in Namibië en die res van die lande wat ons deurgaan. Afrika is grootliks nie opgeteken nie. En as ons dan nou hier deur die land is, hopelik het ons 'n paar kontakpersone opgedoen hier in Namibië wat kan aanhou bly met die ding hardloop. Hulle kan aanhou bly mense opteken. Ons sit hulle in kontak met die South African Bone Marrow Registry. Die SABMR was die eerste registry in Afrika en hulle is die enigste geaccredited registry deur die World Marrow Donor Association. So hulle kan daai dinge bly bou en dan kan hopelik meer mense van verskillende rasse 'n beter kans hê om 'n match te kry as hulle bloedkanker opdoen. Wat sal julle boodskap aan Namibiërs wees? Teken op. Ja, moenie bang wees. Dis die groot ding. Meeste mense, ons het al baie snaakse vrae gekry, soos byvoorbeeld gaan ons persone kloon of so ietsie. En daar's glad nie nodig vir dit nie. Daar's geen kostes nie. Daar's it's non-invasive, it's not painful. You don't lose anything and you save a life. Dis absolutely amazing. Vir ons is dit 'n no-brainer. En omdat ons nou al aan die ander kant van die paadjie gestap het en ons het die ander dinge gesien, byvoorbeeld die transplant self, en ek het 'n tweede kans op lewe gekry. As mense so 'n ding is, dan verstaan jy wat daai tweede kans actually beteken. Dit is 'n hele perspective change. Nie net vir die donor nie, maar ook vir die pasiënt, of nie net vir die pasiënt nie, maar ook vir die donor. 'n Pasiënt stap uit met 'n new breath of life. Hy is weer lus vir die lewe, hy sien dinge anders, sy perspektief verander, sy verhoudings is beter. En aan die donor se kant, hy maak 'n groot verskil in iemand anders se lewe en dit het 'n impak op homself. So ons wil vir mense motiveer om op te teken. Jy weet nooit of jy daai persoon gaan wees nie. Daar's nie 'n garantie dat jy 'n match sal wees nie, maar as jy is, dan maak jy 'n groot verskil. Enigiemand se lewe wil red. Sê Jolandi, hoe voel dit om 'n huisvrou op wiele te wees? Dit is awesome. Dit is awesome om jy huis oor ons hier saam met jou te hê. Ja, ons is heel gemaklik in Betsy. Dit het 'n bietjie 'n rukkie gevat om gewoon te raak in die klein spasie en so, maar omdat ons self gebou het, kon ons mooi beplan het. Ek en sy byvoorbeeld alles self gebou. En ons het al ons lywe fisies gemeet dat ons gebruik kan maak van elke spasie. Die shower is net groot genoeg vir my, byvoorbeeld my skouers is nou bietjie breër as haar. Ons loop nie mekaar vas in die huis of so ietsie. En die lekker ding van 'n klein spasie is baie vinniger om skoon te maak. Waarna hiervandaan? Ons is van Loederhits af, gaan ons terug Keetmanshoop toe vir daai een recruitment drive daarso. Dan is dit Mariental, Rebot, Windhoek, Walvis Bay, Swakopmund, en dan gaan ons Noordslaan, Etosha se kant toe. Daar's eintlik 'n dogtertjie daar wat gediagnoseer was met aplastic anemia. En dit veroorsaak ook dis bone marrow failure, so dit lei ook tot 'n stemseloorplanting. Haar pa het ons gekontak en gesê sy het nie 'n match nie. Dit is een van die main missions hierso in Namibië. Ons wil kyk of ons vir daai dogtertjie 'n match kan kry. En soos wat ek genoem het, etnisiteit speel daai groot rol. Gaan vir ons moeilik wees, maar ons gaan definitief seker maak ons probeer met almal in kontak kry en mense motiveer om op te teken op die database, veral mense van kleur. Teken op, dit is die boodskap. Ons wens dan ook vir Jolandi, Robin
en Betsy sterkte toe met hulle mission. Dankie vir almal van julle wat reeds ons Aitsa sosiale media bladsy gaan gelike het en ons mense se stories so vlytig share. Vertel asseblief vir jou familie, jou vriende, die neighbors en even jou vyande. Ja, gaan vertel vir hulle ook van Aitsa en laat weet vir ons van enige nuuswaardige gebeurtenisse daar in julle areas en dan sê ek until next time baie Namibiese liefde en vredevolle groete.